Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat vir elke mens gekom het, bykans 2000 jaar terug. En wanneer 'n mens na die evangelie gaan kyk, dan is daar soveel mense wat nie heeltemal van hierdie evangelie hou nie. As ek met mense praat, dan praat ek altyd soos Paulus in 1 Korintiërs 2 sê, ek kom na julle toe met vrees en veel bewering. Paulus sê, want hy kom nie met die oordrag van menslike wysheid nie. Hy sê, maar in die betoning van gees en krag. Hy sê, kom na julle toe met vrees en veel bewering, want hy besef, hy moet hierdie groot boodskap, dit wat in die kruis plaasgevind het, en dit waarvan ons erfgename is en 'n erfdeel het, om dit vir die mense te kom gee, en hy weet dat selfs die bestes van die bestes, selfs Petrus, tot op die ouende sê hy, Here, ek sal U nie verraai nie, en dan verraai hy vir Jesus. Jy sien, nou kom hy met daai boodskap na die mens toe, en dit is vir my presies dieselfde, en daarom wil ek ook nie kom na menslike wysheid en vreeslike mooi woorde en alles nie, maar absoluut net kyk na wat die skrif vir ons sê, want dit is baie, baie belangrik, dat as ons begin by Genesis, en ons sien dat God het die hele skepping gemaak, die aarde geskape, en toe het God gesê, dat op die 7de dag het hy gerus, dis Genesis 2, hy sê op die 7de dag het hy gerus van al sy werk, en toe gaan hy en hy vorm Adam, en hy vat klei en hy maak die mens, met ander woorde, die eerste dag van Adam was die rus gewees, want toe God Adam gemaak het, toe het hy vir Adam alles gegee, daar was vir hom kos, daar was alles, ek meen, hy het in niks kort gekom nie, voor die sondeval nie. So, met ander woorde, nou is dit nie 'n risiko om vir mense dit te sê, want die skrif sê regdeur, dat God sê dat julle moet in my rus ingaan, presies dit, dat absoluut dit wat hy vir die mens voorberei het, is die werklikheid, en dit is dan genoeg, soos Dawid skryf in Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, dan praat hy, lei hom in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen, met ander woorde, dis so fantasties om te besef, dat dit is nie 'n risiko om hierdie boodskap vir mense te gee nie, want dit was absoluut God se ewige voorneme, toe Jesus gebore is, en die engel verskyn aan die herders in Lukas 2 vers 10, toe sê ek bring vir julle 'n boodskap van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. En in vers 14 dan sê hy, dat vrede op aarde, en in die mens het God weer 'n welbehae. Jy sien, God het 'n welbehae weer in die mens, in dit wat hy in Jesus Christus gaan doen. Nou, wat is so belangrik is dat, hoekom ek sê, dat dit is nie 'n risiko boodskap hierdie nie, dis absolute werklikheid vir elke mens, maar die belangrikste daarvan is, dit is nie jy nie. As ons gaan kyk na 2 Korintiërs 5 vers 15, hy sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en dit het Jesus gedoen, alle mense was ingesluit in hom gewees, en hy doen wat die sondeval van die mens, Adam, van die mens verlang het, is, die loon van die sonde is die dood, sê Romeine 6, vers 23, en elke mens moet sterf, omdat Adam gesterf het, en die sonde in die bloed was, en dit is so belangrik, maar dan sê hy, maar die genadegawe, Romeine 6 vers 23, is die ewige lewe. So dit is absoluut twee aksies, dat Jesus het kom doen, wat die Ou Testament van ons verwag. So God het alle mense in Christus gesit, en hy sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. Dan gaan hy verder, 2 Korintiërs 5 vers 15, hy sê, sodat die wat leef nie meer vir hulle self leef nie, maar vir die een wat gesterf het en opgewek is. So daar kom die eerste probleem in. Ons wil Jesus aanvaar, maar wat aanvaar jy as jy Jesus aanvaar? Jy aanvaar jou sterwe. So dis nie meer jy wat lewe nie. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, ek is saam met Christus gekruisig. Jy sien, daar kom die probleem in, dat 'n mens moet aan die einde van jouself kom en sien, dat God het alle mense in Christus gesit, en Christus het vir almal gesterf,
Nou het ek gekom en dit bly jou keuse of jy die geskenk, of jy die lewe van Christus wil aanneem. Want hy sê byvoorbeeld in Johannes 17, dan sê hy is die ewige lewe. Jesus is die ewige lewe. So wanneer jy Jesus dan aangeneem het, dan neem jy hierdie hele werklikheid aan. En jy neem hierdie nuwe lewe aan. 1 Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die Seun het die lewe. Hy wat die Seun nie het nie die lewe nie. So, dis absoluut jou keuse, of jy hierdie geskenk van Jesus Christus wil aanneem of nie. Maar hy sê, jy lewe nie meer vir jouself nie. Die ou mens is weg. Die ou mens is weg. Met ander woorde, nou kyk mooi, nou gaan hy verder. Hy sê, daarom sien ons niemand meer na die vlees nie. Hy sê, al het ons Christus ook na die vlees gesien, hom sien ons ook nie meer so nie. Met ander woorde, jy sien niemand meer na die ou mens nie. Jy sien niemand meer na die Ou Testament nie, want die loon van die sonde was vir die dood, en nou het Christus vir elke mens gesterf. Nou gaan hy in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So dis die belangrikste wat ons moet sien van die evangelie, is dis nie jy nie. Jy leef nie meer nie, jou ou lewe is nou afgelê, jy het Jesus aangeneem, en hy is nou jou lewe. Mense, dit is so duidelik soos dit, as ek vir iemand R10 gee, dan het hy R10. As ek Jesus aangeneem het as my lewe, dan is hy my lewe. Byvoorbeeld Kolossense 3 vers 4 sê, wanneer Christus wat ons lewe is, nie sal wees eendag nie, wat ons lewe is, geopenbaar word, sal ons ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Ons moet nou gelowiges word, en glo dat dit wat God gesê het, was hy ernstig oor gewees, en hy het dit gedoen. Nou kom hy in die 20ste vers, en sê hy, hy sê, ons is nou ambassadeurs van God, en God pleit deur ons. Ek vry vertaal, want verskillende vertalings sê dit bietjie anders. Hy sê, dat God pleit nou deur ons, nou met mense. So, dit is so belangrik dat ons besef, dat hierdie boodskap het vir alle mense gekom, maar alle mense het dit nog nie gehoor nie. En daarom sê hy, want geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God, daarom moet ons vir mense gaan sê, hy sê, ons is nou ambassadeurs, en ons verteenwoordig nou God, nie meer onsself nie. Jy sien, dis die hele probleem. Ons het in die ou siening het ons lewe afgelê, ons het Christus aangeneem, en dan moet ons lewe begin verbeter. Hoe kan jy die lewe van Christus verbeter? Hoe kan jy sê die lewe van Christus is nou 'n sondaar? Mense, dit is baie, baie belangrik, dit is nie deel van die skrifte, wat na die kruis gebeur het nie. Nou, byvoorbeeld, nou gaan hy na die 10de vers van 2 Korintiërs 5, hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Hy sê, ons gaan almal voor God staan, en dis 'n feit, en ons het keuses, en dan gaan ons ontvang wat ons gedoen het, en dit is hoekom dit nie meer nodig is, dat ons hoef te sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet, nie een siel gelei na Jesus, niks om te offer aan sy voet nie. Met ander woorde, want hy sê, ons is nou ambassadeurs, ons verteenwoordig nou vir Christus, hier op aarde, dis ons werklikheid, so ons gaan daarvanaf uit na werksplekke toe, en al die tipe van goede. Nou kom in Kolossense 1 vers 12 byvoorbeeld, dan sê hy, God sal nie vir jou 'n ding gee om te doen, en hy bekwaam jou nie daarvoor nie. Nou sê Kolossense 1 vers 12, dit is God wat ons bekwaam gemaak het. Jy sien, dat God het ons ook bekwaam gemaak vir hierdie werklikheid. Elke liewe mens het daardie bekwaamheid, maak nie saak wie jy is nie. En dit is so belangrik, dat God leer jou. En dan is dit net weer so, as ons na mense gaan kyk, dan praat hy byvoorbeeld in Romeine 10 vers 13, hy sê, elkeen wat die Here aangeroep sal gered word. Hy sê, maar hoe kan hulle in iemand aanroep van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor van wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor as daar nie iemand is wat preek nie? So elkeen van ons het daai voorreg,
wat hy sê ons gaan ontvang wat ons gedoen het, is dat ons absoluut kan uitgaan en hierdie boodskap gaan gee. Ek sien, ons het nou so 'n nuwe winkeltjie, en nou is daar 'n dametjie wat daar werk, en omdat sy die produkte baie goed ken, want sy maak dit ook, omdat sy die produkte baie goed ken, is sy 'n goeie verkoopspersoon, en dit is ons probleem, is ons sit, hy sê dat, my volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis, omdat ons nie kennis van hierdie woord het nie, dan kan ons nie hierdie werklikheid vir mense oordra en sê, weet jy wat, God wil hê ons moet in sy rus ingaan. God wil hê dat ons moet aanvaar dat dit wat hy gedoen het is genoeg. Ons het niks meer nodig behalwe dit nie. Mense, baie, baie belangrik. En as ons dan nou gaan kyk na die rus van God, dan kan ons dit nou nêrens beter kry as in Hebreërs 3 nie. Ons gaan kyk dan na Hebreërs 3, dan praat hy van die Israeliete. Onthou, hy het gepraat in die begin, Genesis 2, en God het gerus van al sy werk. Met ander woorde, God was tevrede dat dit wat hy gedoen het, is 'n werklikheid. God het nie weer gegaan en gesê, ek het nou iets kort hier, daar kort nou dit, daar kort dit nie. Hy het die hele werklikheid ingesit, en daar's natuurwette en al daai tipe van goed, wat in werking is, wat al hierdie goed in stand hou. As jy vandag, as hulle boor vir steenkool of vir goud, dan gaan God nie en sê, daai mense gaan hom nou lank daar boor en niks kry nie, so ek gaan nou gou bietjie goud daar sit, laat hulle ietsie kan raakboor. Nee, daai goed het God voorberei. Dit is daar, dis net vir ons om dit te ontdek, en dit is die belangrikste hiervan. So hy het gepraat van sy rus, nou kom hy in Hebreërs 3 en 4, dan praat hy weer van dit. Nou sê hy, vers 17, Hebreërs 3, en op wie was hy 40 jaar lang vertoorn? Was dit nie op die wat gesondig het nie? Wie se lyke in die woestyn geval het nie? Dit neem nou kyk, wie het gesondig? Wat was die probleem? Wat was die sonde? Hy sê, en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames. Jy sien, wat is die sonde? Is ongehoorsaam. En daarom kom Romeine, die fantastiese boek, eerste boek wat Paulus gegee het, onthou ek praat nie net Paulus nie, ek praat dit wat na die kruis plaasgevind het, maar nou kom hy daar, nou skryf in Romeine 1 vers 5 skryf Paulus, en hy sluit Romeine af, hierdie fantastiese met geloofsgehoorsaamheid, want hy praat heeltyd oor geloof. Geloof is 'n oortuiging, geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Jy sien, so nou kom Paulus, nou sê hy, dat julle moet geloofsgehoorsaam word. Baie mense het geloof, baie mense glo, maar ons moet nou gehoorsaam raak aan dit wat geloof is, met ander woorde, jou oortuiging. Hy sê aan wie nie ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Daar is die probleem. Omdat ons nie oortuig is dat dit wat God gedoen het 'n werklikheid vir ons is nie. Dan sê hy, laat ons dan in hoofstuk 4 vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Want daar's net een boodskap. God het nie plan A, plan B, plan C nie. Net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Hoekom? Omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Met ander woorde, geloof sê ek nou weer is 'n oortuiging. Ander woorde, ek bring hierdie boodskap, maar mense sê, ek gaan nie daai boodskap met my oortuiging meng nie. En dit is die probleem. Hosea sê, 4 vers 6 sê, my volk gaan verlore deur 'n gebrek aan kennis. Dis nou voor die kruisiging. Na die kruisiging het God weer sy lewe vir ons gegee, en sy lewe is in sy seun Jesus Christus. Nou sê hy in Efesiërs 4 vers 18, hy sê, dat julle is nou geskei van die lewe van God deur onkunde, net deur onkunde. Hy sê, omdat julle harte verhard. Jy sien, mense verhard hulle harte teenoor hierdie boodskap. Hulle is nie bereid om dit met hulle geloof te meng en te sê, weet jy wat, ek kan rustig raak. Ek kan rustig raak dat
God het vir my iets in Jesus Christus gedoen. En as ek vandag my dagboek oopmaak en ek sien 2025 en ek sien die datum en wat ook al, dan kan ek net sê, Here, baie dankie dat U 2025 jaar terug klaar betaal vandag. Ek kan in U rus ingaan. U sê, U sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. U sê dat in 1 Korintiërs 1 vers 30, dis alles uit God, nie uit myself nie. Alles uit God wat ons in Christus gesit het, en was nie my keuse nie, wat vir my geword het, my wysheid, my geregtigheid, my heiligheid en my verlossing. Here, U dit vir my geword. My deel is om dit te hoor en dit te glo. Met ander woorde, dit te aanvaar. So dit is baie, baie belangrik, dat hulle dit nie met die geloof verenig het nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toring gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring was. Mense, baie, baie belangrik, hy sê dat God het ons voor die grondlegging van die wêreld, dis Efesiërs 1 vers 4, uitverkies in Jesus Christus. So dit was die werklikheid wat God vir elkeen van ons daar gestel het. Nou gaan hy aan na Hebreërs 5 toe, vers 11, terwille van tyd slaan ek so 'n bietjie oor. Hy sê, hierdie goed is waaroor ons veel te sê het, want swaar is om te verklaar. Wat swaar is om te verklaar, want ons het traag geword om te hoor. Ons het traag, want geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. Ons verhard ons hart teen hierdie boodskap van God se rus. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Hy sê behoort 'n leraar te wees. Predikante leer 3 jaar, 4 jaar of 7 jaar. Ek sit vir 20 jaar, 25 jaar, eintlik toe ek 42 jaar oud was. Nee, wat ek die bank op die kerkbanke warm gesit het. Toe kom ek tot geloof vir die eerste keer. Jy sien, hy sê julle behoort al leraars te wees, maar julle sit die bank warm. Nee, hy sê hierso dat die eerste beginsel van die woorde van God moet leer, en julle het weer 'n behoefte aan melk en nie vaste spys nie. Jy wil net gaan sit dat jy gevoer word. Dan sê hy, maar hy sê vers 13, baie belangrik, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy nog 'n kind is. Ons is 100% tevrede daarmee, dat ons stuur ons kinders skool toe, en hy moet na 12 jaar 'n matrieksertifikaat hê, en hy moet uitgaan in die lewe, bekwaam kan uitgaan in die lewe, maar in die geestelike, maak dit nie saak of die kind en pa en oupa almal in graad 0 bly nie. Mense, dit kan nie so werk nie. God het vir ons so groot werklikheid. Hy sê hy het sy seun vir ons kom gee. Hy het hierdie woord in ons harte uitgestort, en hy sê hy roep van binne af, Galasiërs 4, hy roep van binne af, Abba Vader, want dis 'n woord wat wil uitkom. Hy sê, maar vaste spys, hy sê, vers 14, maar vaste spys is vir volwassenes wat die geestesvermoë besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Hoofstuk 6 gaan hy dan net aan, hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die preding aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof van God, van die leer van die doop en van die handoplegging, van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Hy sê ons moet nou aangaan na hierdie werklikhede toe. Ons kan nie elke dag en elke Sondag of 1 keer 'n jaar tot bekering kom nie. Ons moet nou sê, dis werklikhede wat gebeur het. Ek is wedergebore. 'n Mens word net 1 keer gebore, daarna begin hy groei. Jy sien, ek vertel dit vir 'n vriend van my, net kortliks, dat ons het op ons chokkertjies was, toe het ons droog gemaak in 'n huisbak in 'n 13 verdieping gebou, en ons het deeltyd, ons het so 'n bietjie met die lifts op en af gery, en die mense kon nie die huisbakke gebruik nie, en op 'n stadium toe kom soek my pa ons, want ons speel en ons moet eintlik help pak, en hy kry ons, nou is ons af daar na ons vloer toe, en ons is nou eintlik bietjie in die knyp, ons is eintlik groot in die knyp, want ek weet, hier kom iets, en ons maak die deur oop, en hier staan 2 mans, hulle sê, o, hier is julle, want hulle soek toe ons 2, ek en my neef, en
my pa sê, wat nou? Hy sê, nee, ons soek hierdie man en ons wil vir hulle gryp. My pa gaan en hy druk ons agter hom in en hy sê, as julle aan hulle vat julle eers aan my. Jy sien, so groot werklikheid, mense, en ek het gesien, en ek sien God, dit is hy wat hy doen. Hy sê, maar hy het ons nou bekwaam gemaak, ons is nou ambassadeurs. So jy moet ons nou verstaan, dat jy moet nou groot word, jy moet nie altyd die chokkertjie bly wees nie. Want enige mens, ek sê vir die persoon met wie ek praat, ek sê, jy gaan nou 'n kind hê, ek sê, dan moet jy die een wees wat gaan staan en die klein kind beskerm. So, ons kan nie net kinders bly nie, ons moet by hierdie werklikhede uitkom. En dit gebeur alles as ons by ons Nuwe Testament uitkom. Ek kyk net vinnig, wil ek afsluit hier met 'n gedeeltjie in Kolossense, baie mooi Kolossense 1, gaan lees gerus, Efesiërs 1, Kolossense 1, Filippense 1, dis die begin van hierdie liefdesbriewe wat Paulus vir die mense skryf. Maar, want die hele werklikheid gaan net oor Jesus Christus. Hy sê, en as jy Jesus Christus het jy alles. Jy kan in God se rus ingaan. Kom ons kyk hier so, hy sê, Paulus sê, hy het gehoor van ons geloof in Christus Jesus, dis vers 4, Kolossense 1, en die liefde tot al die heiliges, vers 5. Vanweë die hoop wat vir julle weggeleë is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid, van die evangelie, die goeie nuus, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug. Die woord dra vrug. Ons praat baie oor die vrugte van die Gees, Galasiërs 5 vers 22, maar hoor ons taal, die vrugte van die Gees sal die vrugte dra. 2 Korintiërs 5 waarmee ek begin het, vers 16 sê, daaraan sien ons niemand meer na die vlees nie. Almal het dit nog nie aanvaar nie, maar jy sien niemand meer na die vlees nie, want jy het ook gesterwe. Jy sien nou wat God sien, want jy is nou die ambassadeur. Jy sien, so nou gaan hy nou sê, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle het gehoor het, sien weer gehoor, in die genade van God in waarheid leer ken het, tot 'n kennis gekom het. Kennis is inligting, dit kom deur die woord. Ek wil net hier aangaan, vers 9, hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word, dat julle vol kan word. Hebreërs 3 en 4, dan Hebreërs 5 en dan Hebreërs 6, moenie bly by die basisse nie, maar gaan aan na die volheid. Hy sê dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, met ander woorde wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, in hom in alles te behaag, Kolossense 1 vers 10, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Nie in jou eie kennis nie. Sien, want jy het mos gesterf. So jy groei in die kennis van God. Dis nie daai kennis wat die mense soms sê, as jy bietjie kyk na die skrif, dan sê hulle, ja, kennis maak opgeblaas. Dis nie dit nie. Hierdie is openbaringskennis. Dis 'n kennis van die lewe wat jy nou ontvang het. En jy kan, deur hierdie werklikheid, kan jy in God se rus ingaan, dat dit wat God in Christus gedoen het, vir elke mens is genoeg. 2 Korintiërs 5 vers 21, dat God het ons in Christus gesit, en hy het vir ons Christus se geregtigheid gegee, en hy het ons sondes in Christus gesit. Dis basies die omruiling wat daar plaasgevind het, 100% afgehandelde werk, vir elke een, die moeite werd om ten volle te glo. Amen. I'm found was blind, but now